Le Chatelier se beginsel moet ons in 2022 stel. Jy het ewewig in 'n geslote stelsel, daai ewewig word verstuur. Die stelsel sal 'n nuwe ewewig instel deur die reaksie te bevoordeel wat die verstoring teenwerk. Ons het koolstof, se vaste stof, wat reageer met swaal in die gasvorm en dit vorm koolstofdisulfied. Hulle gee vir ons die volume van die houer, 2 kubieke desimeter, 2 liter, en die ewewigskonstante is 9,4 by 'n onbekende temperatuur T. Dan, by ewewig is daar 1 mol koolstofdisulfied in die houer, en ons moet die konsentrasie swaal by ewewig eerstens bereken. Ons gaan nou gebruik maak van ons ewewigskonstante, want ons is by ewewig. En wat sien ons? Ons produk is koolstofdisulfied, dis in gasfase, dis hoekom ons dit mag gebruik. Daar is geen koëffisiënt vooraan nie, wel dit is 1, so daar's 'n denkbeeldige 1. Dan, aan die reaktantse kant het ons swaal in die gasfase, daar is ons konsentrasie swaal, en ons koëffisiënt is 2, so daar is 'n 2kie. Ons gaan nie koolstof gebruik nie, want dit is in die vaste stoffase. Nou, wat is ons konsentrasie van die koolstofdisulfied? Daar's vir ons gesê dat aanvanklik is daar 1 mol koolstofdisulfied in die houer, en die houer se volume is 2. So ons kan dan daai gaan uitreken, en dan kry ons dat ons konsentrasie swaal by ewewig is 0,231 mol per kubieke desimeter. Die volume word nou verdubbel. Temperatuur bly konstant. En na rukkie is daar uit die aard van die saak 'n nuwe ewewig. Hoe sal die hoeveelheid swaal gas verander soos wat hierdie nuwe ewewig ingestel word? Nou onthou, groter volume. Die reaksie wat bevoordeel word, is die een wat die grootste aantal mol gas gaan lewer. So wat het ons? Ons kyk nie na die vaste stof nie, ons kyk net na die gas. Ons het 2 mol aan die linkerkant, ons het 1 mol aan die regterkant, so die terugwaartse reaksie gaan bevoordeel word. Daar sal dus 'n toename in die aantal mol swaal gas wees. Ons moet nou ons antwoord verduidelik aan die hand van Le Chatelier se beginsel. 'n Verhoging van volume sal die druk verlaag. 'n Afname in druk bevoordeel die reaksie wat die groter volume gas sal lewer. Ons kyk nie na die vaste stof nie, 2 mol gas, 1 mol gas. Met ander woorde, die terugwaartse reaksie word bevoordeel. Hierdie vraag word so klein bietjie anders gevra as in die verlede. Dis makliker, maar ook moeiliker omdat dit vreemd is. Kyk wat gebeur hier. Die volume word verdubbel. Die konsentrasie van koolstofdisulfied verander met x mol per kubieke desimeter. Nou dink gou mooi, ons weet dit is die terugwaartse reaksie. So met ander woorde, daar gaan 'n afname wees in die konsentrasie van die koolstofdisulfied. Daar gaan 'n toename wees in die konsentrasie van die swaal gas. En ons moet nou 'n uitdrukking vir die ewewigskonstante Kc in terme van x opstel. En hulle sê ook daar's geen vereenvoudiging vir x wat verwag word nie. Nou hoe begin ons? Ons het aanvanklik 0,213 mol per kubieke desimeter swaal gas. Die volume word verdubbel. So, omdat die volume verdubbel word, halveer die konsentrasie onmiddellik. So daardie gaan halveer word, en net so sit ons met 0,5 mol per kubieke desimeter
koolstofdiesulfied, so daardie gaan ook halveer word. So jy kan daai gaan uitwerk, dis 0,1155 mol per kubieke desimeter en daardie is 0,25. Die volume het verdubbel. Ons weet die terugwaartse reaksie word bevoordeel. Die verandering van koolstofdiesulfied is X mol per kubieke desimeter. So dit gaan afneem, so dit gaan minus X wees. Maar die koolstofdiesulfied neem af, maar die swaal gaan toeneem in die verhouding 2:1. So, daar gaan plus 2x swaalgas wees in terme van die konsentrasie. En dit beteken ons kan nou gaan en ons ewewigskonsentrasies gaan bereken. En nou is dit eenvoudig. Ons ewewigskonsentrasie, ons tel dit bloot bymekaar, 0,1155 plus 2x en in hierdie geval 0,25 minus x. En nou moet ons bloot hierdie waardes gebruik in ons vergelyking vir die ewewigskonstante. Ons weet Kc is 9,4. Ons het reeds bepaal dis die konsentrasie van die produk gedeel deur die konsentrasie van die reaktans gekwadreer en ons weet ons gebruik nie die vaste stof nie. Nou vervang ek bloot my waardes in. Vir die koolstofdiesulfied gebruik ek daardie waarde en ek vervang hom daarin en net so vir die swaalgas gebruik ek daardie waarde en ek kwadreer hom. Ek hoef nie verder te gaan nie, want ek hoef dit nie op te los nie. Ons het dan 'n reaksietempo tydgrafiek en die soliede lyn is die voorwaartse reaksie en die stippellyn is die terugwaartse reaksie. Die volume word konstant gehou. Wat beteken dit as daardie lyne parallel is tussen TA en TB? Wel, dit sê vir ons dat die reaksietempo van die voorwaartse en die terugwaartse reaksie dieselfde is en dit beteken die stelsel is in ewewig. Volgende, wat het verander by tyd TB? Nou duidelik kan jy sien daar's 'n skielike toename in die voorwaartse reaksie, terwyl die terugwaartse reaksie aanvanklik nie regtig verander nie. So wat beteken dit? Dit beteken dat as ons kyk na die voorwaartse reaksie, dan sien ons dat die reaksietempo is afhanklik van die konsentrasie van die reaktante, meer spesifiek die swaalgas, want ons neem nie die vaste stof in ag as ons kyk na die ewewig nie. So die skielike toename in die voorwaartse reaksietempo beteken daar was 'n toename in die konsentrasie swaalgas. Wat is die rede vir die skielike verandering in die reaksietempo by TC? Nou, beide die voorwaartse en die terugwaartse reaksietempos het beide geval en dit kan slegs gebeur as daar 'n afname in die temperatuur plaasgevind het. Ons moet nou ons antwoord volledig verduidelik. Nou, in die eerste plek, daar is 'n afname in beide die voorwaartse en terugwaartse reaksietempo. Dit is redelik eenvoudig, maar kyk dan mooi. Die voorwaartse reaksietempo neem verder af as die terugwaartse reaksietempo. Dit is ons volgende observasie. En hoekom is dit so? Die voorwaartse reaksie is endotermies. Die terugwaartse reaksie is eksotermies. En 'n afname in temperatuur bevoordeel watter een van daai twee? Die eksotermiese reaksie, want ons wil daai verlaging in temperatuur wil ons teenwerk. En daarom sien ons 'n groter afname in die voorwaartse endotermiese reaksie as in die terugwaartse eksotermiese reaksie.